Powerhouse uit die hart van Kaapstad. Ons is 'n familie wat die Heilige Gees teenwoordigheid beleef. In vrye aanbidding en in totale oorgawe aan die volheid van wie hy is. Kom ons luister nou na Dr. François Engelbrecht. Goeiedag kinders van die Here. My naam is Kobus Tron en ek is 'n bedienaar van die Here en dit is vir my so groot voorreg om weer hierdie tyd saam met jou te kom kuier en met jou 'n boodskap te deel wat ek glo die Here Jesus op my hart gelê het, wat ek aan jou moet oordra en dat jy aandagtig hierna moet luister. Ek wil vandag met julle praat oor 'n baie kragtige sleutel. 'n baie kragtige koninkryksbeginsel van God, wat ware Godgegewe sukses en geluk vir jou gaan help om dit te vind. Weet jy, ek glo dat God het in die Bybel beginsels vir ons gegee, en daardie beginsels is sleutels van die Here wat oopsluit sekere suksesbevorderende, lewensverrykende gevolge. Reg, en as ons dit toepas, dan sluit dit oop, dan aktiveer dit. As ons dit nie toepas nie, dan hou ons onsself weg van daardie volle potensiaal wat God wil hê ons moet bereik. En ek wil vandag hierdie sleutel aan jou oorhandig. Ek glo inteendeel dat hierdie een van die mees praktiese, belangrike sleutels is wat die Here Jesus Christus vir ons op aarde kom gee het. Dink gou terug daaraan toe die Here vir Petrus die apostel met hom gepraat het en hy sê vir hom, Petrus, ek gee vir jou hierdie sleutels van die koninkryk. Wat jy oopsluit, sal niemand kan toesluit nie. En wat jy toesluit, sal niemand kan oopsluit nie. Sleutels van die koninkryk. Jy sê, Kobus, ek hoor jou duidelik praat oor hierdie beginsels en dit is sleutels tot sukses, maar watse beginsel wil jy vandag met ons deel? Vandag, my liewe vriend, is die beginsel wat ek met jou wil deel, die beginsel van uitstekende diens of uitstekende dienslewering. Ek glo, en ek wil my weer herhaal, dat hierdie beginsel een van die mees belangrikste beginsels in jou lewe is, as jy werklik waar sukses wil smaak in jou beroep, in jou roeping, in jou huwelik, in ouerskap, in vriendskap, en as 'n gemeenskap sukses en voorspoed wil ervaar, is dienslewering een van die mees belangrike, indien nie die belangrikste praktiese beginsel om toe te pas nie. Let wel, die beginsel van uitstekende diens. Nou, wat bedoel ek? As ek sê die beginsel van uitstekende diens, wat is die aksie wat sekere gevolge aktiveer? Basies beteken uitstekende diens, net dit wat dit sê, om te strewe, om altyd 'n uitstekende diens te lewer, tot almal wie jy veronderstel is, om te dien en te help. So die oomblik as ek vir jou sê, dat jy uitstekende diens moet lewer, dan beteken dit, jy gaan van nou af strewe, om altyd 'n uitstekende diens te lewer, tot almal wie jy veronderstel is, om te dien en te help. Met ander woorde, nommer 1, in jou beroep, gaan jy 'n uitstekende diens strewe om te lewe, nommer 2, in jou huwelik, of in jou romantiese verhouding, en nommer 3, in ouerskap, en nommer 4, in jou vriendskap, reg, en dan in die algemeen, in die gemeenskap. God wil hê, ons as kinders van die Here, moet uitstaan bo alle mense, reg, alle ander mense, weens ons uitstekende dienslewering. En die Here wil jou vandag aanspoor en bemoedig en motiveer om werklik waar te begin werk met die hulp van die Here aan jou dienslewering standaard. Maar kom ons raak gou 'n bietjie prakties, né? Voor ek vir jou gaan wys hoe Jesus Christus dit geleer het en die krag van uitstekende dienslewering oor en oor geleer het, kom ons gaan staan stil met wat beteken dit werklik om 'n uitstekende diens te lewer? Wat is die maatstaf? Want ons kan in ons eie denke verskeie tipe standaarde hê van uitstekende diens. En jare terug het ek vir die Here gevra, Here, maak dit vir my duidelik, wat beteken dit werklik waar in elke area van jou lewe? Wat is 'n maatstaf
van uitstekende diens. Hier kom het. Luister gou hierna. Vir my is uitstekende diens in die praktyk die volgende. Dit beteken om al die redelike, die morele, die etiese, diensbehoeftes en verwagtinge van almal wie veronderstel om te dien en te help, te ontmoet en selfs te oorskry. Die oomblik as jy 'n diensbehoefte en verwagting ontmoet, dan begin mense sê, dit was nou kwaliteit diens. Dit was wow diens. Die oomblik as jy dit ontmoet en oorskry, en hoe verder jy van daardie punt van ontmoete behoefte en 'n verwagting, 'n diensbehoefte, hoe verder jy daarvan afgaan, hoe meer gaan mense sê, dit was goeie diens, dit was gemiddelde diens, dit was swak diens, reg? In ons denke, of jy nou in 'n huwelik is teenoor jou lewensmaat, of teenoor jou kinders, of teenoor jou kliënte in jou roeping, reg? Moet jy altyd weet dat mense vir wie jy dien, vir wie jy aangestel is om te help, gaan net dink dis uitstekende diens, né? As jy daardie diensbehoeftes en verwagtinge wat hulle dra in hulle harte, wat redelik is, reg? As jy dit ontmoet en selfs dit oorskry, dit is gelykstaande aan uitstekende diens. En dit is wat God wil hê ons moet kan gee in elke afdeling van ons lewe. God se wil is dat elke mens werklik waar uitstekende diens moet lewer in sy beroep, in sy huwelik, in ouerskap, in vriendskap, in die gemeente, dat die gemeente dit moet doen, uitstekende diens moet lewer, die bedienaars, die werkspan, dat die besigheid wat jy aan behoort, uitstekende diens lewer, en dat alle ander gemeenskapdienste, wat die regering aanbied, of die plaaslike munisipaliteite en regeringsstelsel, dat dit werklik waar 'n uitstekende diens is. Mense, ek wil net vir jou bemoedig. Jy het 'n geweldige voordeel as kind van God om uitstekende diens te lewer, want die Heilige Gees, God se Gees, het in jou kom woon. En daardie Gees is 'n gees van uitnemendheid. Wat het hulle van Daniël gesê? Wat het die heidense koning van Daniël gesê jare terug? Daniël die profeet, Daniël die dienskneg. Hy het gesê, dit is iemand met 'n uitmuntende gees. Reg? Die kombinasie van God se gees in jou gees, reg, bring 'n uitstekende diens van tevore. Hoe meer jy in 'n verhouding met die Here lewe, hoe meer sal die Heilige Gees jou oortuig om sekere standaarde te handhaaf. Reg? En vir jou duidelik oortuig wanneer jy daai standaarde nie handhaaf nie. God se wil is uitstekende diens, is dienslewering. God se wil is, met ander woorde, dat ons almal 'n voorskot moet aantrek. Reg? Maak nie saak waar ons is in die lewe nie. Ons moet nie bang wees om te dien nie. Het jy geweet, elke vorm van beroep is 'n vorm van diens? Reg? Of ek nou 'n verpleegster is, 'n dokter is, 'n onderwyser is, 'n sakeman is, 'n leier van 'n gemeenskap is, dis 'n vorm van hulp. Of jy nou 'n leier van leiers is, dis 'n vorm van diens wat jy aanbied. En God wil hê ons moet uitstekende diens lewer, want dit is soos die hart van 'n liggaam, die hartklop van 'n liggaam. Reg, as daardie hart gaan staan, dan gaan staan die hele funksionering van die liggaam. Net so as dienslewering stop en swak word, dan val 'n samelewing, 'n gemeenskap uit mekaar uit. Dan val 'n huwelik uit mekaar uit. Dan val 'n familie uit mekaar uit. Reg, so ek kan nie anders as om begeesterd te wees oor hierdie grondbeginsel van God. Uitstekende dienslewering nie. Jy sê vir my, Kobus, ek het nou gehoor wat jy sê. Ek hoor wat die Here vandag vir my sê. Maar Kobus, voor ek dit aanvaar as 'n boodskap van die Here, wil ek graag weet of dit in die Bybel so staan, of Jesus gekoppel het dienslewering aan sukses en dienslewering aan geluk. Reg? En ek wil jou gaan wys hoe dit in die skrif staan. Ek weet nie of jy 'n Bybel by jou het nie, maar anders luister net gou aandagtig hierna. Kom ons gaan kyk eers na Matteus hoofstuk 20 vers 26, 27 en 28. Hier praat die Here Jesus Christus, reg? En hy sê hierdie woorde, hy leer dit baie duidelik. Hy sê vir hulle, maar elkeen, dis nou vers 26, ek begin weer, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Kyk mooi wat hy sê. Hy sê elkeen, met ander woorde enige mens, wat onder julle groot wil word, dit beteken jy wil uitstaan.
jy wil suksesvol wees in jou roeping, waarvoor God jou geroep het. Sê die Here, moet julle 'n dienaar wees. Ek glo die Here Jesus het daarmee gewys dat dienslewering, reg, is die weg na ware langtermyn sukses. In beroep, in huwelik, in vriendskap, in ouerskap, in gemeenskap, in besigheid, in enige gemeenskapsdienste. Dienslewering is die sleutel tot sukses. Dan sê Jesus in Matteus 20 vers 27, en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle diensknegt wees. So weer eens kom die Here, hy sê groot en eerste. Met ander woorde, jy wil in jou beroepsrigting reg voorloop. Jy wil die grootste aanvraag hê. Jy wil regtig waar maksimum jou potensiaal bereik. As sê die Here, die weg op is die weg af. En die weg af sal die weg op wees. Jy moet jouself verneder met jou voorskoot aan en dan sal die Here jou op die regte tyd aanhou verhoog. Jesus het dit self gestel as 'n voorbeeld. In Matteus 20 vers 28 sê die Here Jesus hierdie woorde: net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Sjoe, so nie net sê Jesus Christus, die seun van God, wat op aarde gelewe het, God wat mens geword het, sê vir ons, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dis die voorbeeld waarmee Jesus gelei het. Hy het gelei deur sy voorbeeld en vir ons gesê dat as ons wil regtig waar vooruitgang maak in die lewe en in enige area van ons lewe, dan is die weg van 'n voorskoot, die weg van 'n diensknegt. Reg, die weg van 'n diensknegt wat strewe om uitstekende, uitmuntende dienste te lewer, om verwagtinge te ontmoet, reg, en behoeftes te ontmoet rondom jou, om te help met probleme, om dit op te los, om werklik waar daar die diensknegt houding en ingesteldheid te hê teenoor die mense. In Matteus 23 vers 12 sê die Here Jesus hierdie woorde. Hy sê, wie homself verhoog, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhoog word. Hoe verneder 'n mens jouself? Jy verneder jouself deur waar jy ook al is, die een te wees wat eerste is om die voorskoot aan te trek. In jou huwelik, by jou werk, teenoor jou kliënte, teenoor jou werkgewer, teenoor jou spanmaats, regtig waar. Of jy nou in 'n sportspan is en of jy in enige beroep is, sê die Here, om werklik verhoog te word, om werklik eerste te wees, om werklik op te gaan in die lewe, is die opgangmetode om jouself te verneder en 'n diensknegt te word en te fokus op jou dienslewering. Reg? Het Jesus nie gesê in Lukas 6 vers 38, gee en aan jou sal gegee word nie. Dis dieselfde, verneder jouself en jy sal verhoog. Saai en jy sal maai. Alles is gekoppel aan dit. Jy moet eers uitgee wat jy het. Moenie wag vir jou vrou nie. Moenie wag vir jou kollega nie. Reg? Moenie wag vir die kliënt om te kom nie. Die kliënt wat kom, dien hom. As jy 4 kliënte het, as jy 1 het, dien hom getrou. Dis die manier hoe die Here Jesus geleer het. Dis hoekom ek glo, né, dat die lewe is eintlik soos 'n wipplankeryery. As jy wil sukses en geluk smaak en jy sit op die kant van die wipplank, van die seesaw, reg? Dan moet jy eers afgaan en 'n ander persoon moet opgaan. En wanneer daai persoon opgegaan het, bou dit momentum vir daai persoon om weer af te gaan. Reg? En wanneer daai persoon afgaan, dan gaan jy weer op. En dit is wat gebeur. Sê maar jy lewer 'n diens as 'n besigheid, nou lewer jy 'n diens aan 'n kliënt. Met ander woorde, jy gaan nou af. Nou lewer jy 'n kwaliteitdiens. Dit bou momentum. Daai persoon word gehelp, hy gaan op. Maar dit bou so momentum dat daai persoon afkom weer en sê ek wil nog van jou diens hê. Reg? En dis dieselfde rondom in 'n huwelik. Moenie wag vir jou vrou om jou te dien nie. Nee, ontmoet haar behoefte, ontmoet haar verwagting en streef om dit te oorskry. Klim op daai seesaw, op daai glyplank en sak af. Reg? Dis hoekom ek altyd sê hierdie woorde, the way up is the way down. And the way down is the way up. Kyk mooi, die weg op is die weg af. Reg? En die weg af is die weg op. En dit is wat die momentum bou in die lewe, dis gee en aan jou sal gegee word. En wat mense nie besef nie, mense wil vinnig op 'n troon klim. Maar hulle besef nie, 'n troon word van God af gegee,
wanneer 'n mens werklik waar 'n dienskneg is. En as jy dit op 'n skelm manier probeer regkry, gaan jy iewers se val en jou val gaan groot wees. Reg, dis hoekom God sê hy wat homself verhoog. Hy wat op 'n verkeerde manier daarbo wil uitkom. Reg, hy gaan val en alles rondom daai persoon gaan val. Elke vorm van instansie van 'n swak dienslewering. Maar wanneer jy op meriete van een basis na 'n ander basis gegaan het, reg, en dan is daai diensbaarheid die heeltyd op 'n hoë vlak. Dan moet dit wat rondom jou bou bly staan. En dis is God werk. Dis is God se koninkryk se ekonomie werk. Reg? En dit is die goue sleutel wat die Here vir ons gee, 'n kragtige sleutel. Die weg op is die weg af. Die weg af is die weg op. Hy wat homself verneder, sal verhoog word. Hy wat wil eerste wees in die lewe, moet homself, reg, 'n dienskneg maak. Reg? En duidelik het die Here Jesus Christus dit geleer. Koning Salomo, wat genoem word het 4000 jaar terug, die koning van wysheid. Hy het hierdie volgende woorde gesê. Hy het gesê in Spreuke 27 vers 18: Wie sy vyeboom versorg, eet van sy vrugte. En wie omsien na die belange van sy werkgewer, sal voordele uittrek. Is dit nie kosbaar nie? Hy sê, versorg jou vyeboom en jy eet van die vrugte. Versorg jou kliënte, versorg jou vrou, versorg jou kinders, jy gaan eet van daai vrugte. Reg, sien om na die belange van jou werkgewer. Jy gaan voordele uittrek, want daai werkgewer gaan jou daar wil hou. Het Paulus, die apostel Paulus nie dit gesê in 1 Korinte 3 vers 8, waar hy sê, die een wat plant en die een wat nat gooi, werk saam met een gesamentlike doel, alhoewel elkeen sy eie belange sal ontvang, in ooreenstemming met sy eie harde werk. Reg, beloning kom, my vriend. Jy moet net aanhou, soos ons jare terug gesê het op skool, saksharel. Jy moet daai voorskoot aan hê, en die Here God wat in jou woon, sal jou daai krag gee en daardie vermoë gee om uitstekend 'n diens te lewer. Maar kom ons gaan gou, en ons gaan kyk waar die Here Jesus, dis vir my die klimaks, waar die Here Jesus in Matteus 25 in die gelykenis van die 10 talente of van die talente duidelik uitspel hierdie wet van uitstekende diens. Jesus sê in Matteus 25, hy sê van die persoon wat 5 talente gehad het en toe maak hy het 5 meer. Met ander woorde, hy het werklik waar hy uitstekende diens gelewer. Toe sê die Here, die koninkryk van God sal so wees vir die ou wat 5, 10 gemaak het. Hy sê, en sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Here. Is dit nie mooi nie? Reg, dat die Here sê, dis soos die koninkryk werk. Hy sê, as jy getrou dien, of dit nou by jou werk is, of by jou huwelik is, of in ouerskap, of in vriendskap, hy sê, dan kom die Here op 'n sekere tyd, reg? En die Here kyk na hierdie storie, en hy sê, weet jy, omdat jy getrou was oor hierdie, gaan ek jou nou aanstel oor daardie. En omdat jy nou getrou was oor die geringe in jou huwelik, gaan ek hierdie huwelik se verhouding op 'n volgende kwaliteit sit. Of jou kinders gaan jy nou meer eer, reg? En God bewerk dit in hulle harte, reg? Want daar was goeie en getroue diens. Maar hoor mooi wat sê die Here Jesus oor die persoon wat nie die goeie diens gelewer het. Die ou wat die 1 talent gevat het en dit gaan begrawe het, reg? Die Bybel sê, en dat God leer, hy sê, neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat 10 talente het, want aan elkeen wat die goeie diens gelewer het, met ander woorde, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, wat die swak diens gelewer het, van hom sal weggeneem word, en werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Mense. Die Here Jesus leer duidelik dat die weg op is altyd die weg af. Goeie diens is die hartklop van 'n gesonde, voorspoedige gemeenskap, reg? En ek kan nie anders as om ernstig en passievol rondom hierdie waarheid te wees nie, want hierdie kan 'n bepalende faktor speel in jou lewenssukses, in jou lewensgeluk. Weet jy, die Bybel praat soveel van hierdie, maar ek wil tog vir jou eindig met 'n paar voorbeelde van mense, bekende presteerders in die lewe, wat ook hierdie waarheid verkondig het en geglo daaraan. Jare terug was daar 'n baie bekende spreker en leier in die samelewing, Earl Nightingale. En hy het hierdie woorde gesê, en ek herhaal dit in Engels, hy het gesê, your success will be determined by the quality
of service you render. Presies wat ek sê, die weg op is die weg af, reg? Arthur Sheldon, wat ook 'n baie bekende leier was, het gesê, he who serves best, profits most. Wow! En Albert Schweitzer het die volgende woorde kwyt geraak, baie jare terug, het gesê, I don't know what your destiny will be, but one thing I know, the ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve. Is dit nie kosbaar nie? Met ander woorde, hier bring hy, die vorige twee ouens het gesê sukses, maar hier kom hy uit, Albert Schweitzer, en hy sê geluk, ware sielsgeluk, kom uit dienslewering. En as jy ophou om diens te lewer, is dit soos 'n reservoir van water, wat daai water sleg word, reg? Want jy's gemaak om te gee. Jy's gemaak om uit te stort. En hoe meer jy gee, hoe meer ontvang jy. Dis die sleutel tot die lewe. Benjamin Franklin het jare terug hierdie woorde gesê, well done is better than well said. Reg? Well done is better than well said. Met ander woorde, jy kan nog mooi praat, reg? Maar tot by 'n plek, dan moet jy 'n goeie diens lewer. En dan praat jou dienslewering. Reg? So ek kan nie voor jou praat maar werklik waar, my kwaliteit diens, die kwaliteit manier wat ek help en jou behoefte ontmoet, sal maak of daar 'n aanvraag is op my bediening. Dit was so op Jesus Christus se bediening. Daar was 'n hoogstaande aanvraag op hom, reg? Omdat hy 'n kwaliteit diens gelewer het as 'n bedienaar. Maar net so in ons huwelik, hoe meer ek my vrou se behoeftes ontmoet, en die seesop vind plaas, en sy ontmoet my behoeftes, hoe meer gelukkig is ons met mekaar. Dis nooit 'n eensydige ding nie, daai seesop moet werk af, en dan skiet hy hom op, en hy bring 'n momentum af, reg? En dit is hoe die Here Jesus Christus vandag vir ons wil sê. En ek wil hierdie vraag vir jou vra uit my hart uit. Ek wil hê jy moet duidelik hoor, is jy tans besig om 'n goeie diens te lewer in jou beroep? Hoor gou of jy die Here hoor. Kyk in die spieël. As jy jouself moet evalueer tussen 1 tot 10, wat is jou diensleweringsstandaard vandag in jou beroep? Wat is jou diensleweringsstandaard vandag in jou huwelik? Teenoor jou lewensmaat, wat dink jy sou jou lewensmaat vir jou gegee het? En ek wil hê jy moet sleg voel nie, ek wil hê jy moet sien, jy het 'n sleutel, en is nooit te laat om dit te probeer verander nie. Kom, ek glo daaraan, solank jy getroud is, solank jy in daai werk is, kan jy nog 'n ding verander. Is jy by? In teenoor jou kinders, ouerskap, wat jy jouself wil evalueer as ware dienslewering? Gemeenskap, as jy na ons gemeenskap gaan kyk, en na die gemeenskapdienste, die standaarde van besighede rondom jou, reg, wat sou jy hulle geëvalueer het? Want ek sê nou vir jou, die hart van 'n gesonde gemeenskap is dienslewering. My liewe vriend, is jy bereid om saam met my vandag te sê, Here God, ek wil 'n uitstekende diens lewer in elke area van my lewe. Is jy bereid om dit te doen? Kom ons vra vir die Here om ons te help vandag. Here Jesus, ewige Vader, U is die gees van uitnemendheid. Kom vul ons, Here, en kom help ons, Here, met hierdie vars kommitment. Ons wil 'n uitstekende diens lewer. Kom help ons in ons geloof, kom help ons in ons krag, kom help ons met ons emosies, kom help ons met ons gawes, dat ons werklik 'n uitmuntende diens lewer. Dat mense rondom ons sê, wow, en dat U daardeur verheerlik word oor God. Here, ek dank U, dat U almal wat nou committed in hulle harte, werklik waar, gaan help op 'n nuwe manier, in Jesus naam. Mag die Here jou help om meer as oorwinnaar te wees, om suksesvol en gelukkig te wees, toenemend in elke area van jou lewe, want God het dit beplan vir jou lewe. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Kontak ons gerus, weekdae van 9 tot 1, of kom loer in by ons kantoor. Besoek ook ons webtuiste. Wil jy meer van die Bybel leer? Ons is 'n internasionale geakkrediteerde aanlyn college. powerhousecollege.com. Jy kan ook aktuele DVD's en boeke by ons bestel. Ons bid God se rykste seën oor jou.